Lekker, so ons skop vandag 'n splinter nuwe reeks af. Compelled by compassion, en hy sê so lekker in die Engels. Vir die Afrikaanse puriste is ek baie jammer. Ek weet net nie of kompassie so lekker gaan werk in hierdie reeks nie. En ek besef daar's 'n paar ander woorde wat jy kan sê, maar hy val net nie lekker op die oor nie. Die compelled by compassion val so lekker. So as ons nou die compassion gaan inmeng vir 3 weke, kners maar op jou tande as Afrikaans, en Afrikaans is vir my belangrik, trust my. Kan dit nie mix nie. Nou, compassion. Compassion beteken baie meer natuurlik as simpatie, nê? Of 'n gevoel van ek is jammer vir jou. Ek dink dis die ding, dis omdat hy so ryk betekenis het. Dis baie meer as om net ook iemand te bemoedig of aan te moedig. En dis die woorde wat ons mee sukkel, want ons kry hierdie vertaling vanuit die Grieks uit na die Engels en die Afrikaans toe, en dan sukkel ons om lekker woorde te kry om hom te vertaal. Jy sien in sy diepste beteken dit dat jy sien iemand se pyn en sy nood raak. Jy sien dit raak. En die oomblik as jy dit raak sien, vat compassion jou na 'n plek toe wat jy die pyn ook voel. So jy sien dit raak en jy voel die pyn. En dan is daar 'n derde element van wat gebeur. Maar ek hoef net hierdie een kort videoetjie vir julle te wys en ek weet julle gaan raak sien en ek weet julle gaan die pyn voel en iets van compassion gaan deurbreek nou in jou harte. Kan ons gou die video speel? Goeie jy meneer, lekker, mooi storie. How are you? Lekker. Tom, kan jy asseblief diesel, né? Fof. Maak het vir my vol. Maak vir my asseblief vol. Jy voel hom, né? Ek het net gedink, daar is nie 'n beter 'n videoetjie nou om oor compassion te praat nie, want jy sien die nood en jy voel die behoefte, maar hy gaan verder. Compassion gaan verder. Compassion vat jy ook na 'n plek toe waar jy iets daaraan gaan doen. En dit is presies wat ons wil doen in die volgende 3 weke. Want ons gaan 3 weke praat oor compassion. Ons gaan in die eerste plek praat vanmôre, en die agenda vir vanmôre is dat jy hier sal uitstap en dat jy net 'n absolute besef sal hê, maar liefde is iets wat ek glad nie voor hoef te werk nie. Liefde is nie 'n beloning nie. Liefde is so onverdiend, en het ons nie vanmôre incredible songs gesing oor liefde, totaal en al onverdiend, the reckless love of God. Voordat ek enigiets gedoen het God van sy kant af gekom en hy het altyd kom inisiatief neem. En ons gaan vanmôre iets sien van daai compassion storie. In week 2 gaan ons so 'n bietjie skuif na die hele gedagte dat, hoorie, maar eintlik wanneer jy dit toelaat in jou lewe, wanneer jy hierdie liefde van die Here ontvang in jou lewe, en wanneer jy bewus raak, dis gratis, verniet, en jy jou hartsteure oop swaai vir hierdie liefde, dan kom jy agter, maar jy word soos wat hy self is. 'n God wat ook compassion het. En jy kom agter, jy loop met 'n stuk compassion in jou lewe, wat jy dalk van tevore nie gehad het nie. Dus ek het al gesien hoe dat die Here in mense se harte en lewens kom. Ek het al gesien hoe die Here in ouens wat harde mense se lewe was, ingekom het, en hulle harte sag gemaak het, en daar het 'n stuk compassion deurgebreek, wat ek gesê het, wow, wie's hierdie ouens? Wat het met hierdie gebeur? Want daar het iets gebeur. Compassion het vir hom belangrik geraak, want hy het compassion ontvang en hy het dit self geword. En dan natuurlik is dit die laaste deel, tweede deel compassion is wie jy is, en dan leef dit wat jy geword het. Leef hierdie compassion uit. So dis die volgende 3 weke, dit gaan lekker 3 weke wees om oor te kuier. Terloops, Antoinette, my vrou se vlug, ek het gister teruggevlieg van die Kaap af, ek het haar so 2 weekies laas gesien, en toe sou sy nou vandag teruggekom het van Bloemfontein af, wat sy met ons dokter studente besig is,
en toe het hulle haar vlug gekanselleer en sy kom nou eers môre aan terug. So as daar enige iemand is wat nou vanmiddag my wil nooi vir ete. Nee, ek spot by Manus by die huis. Hulle wag vir my. Hulle is daar. OK, as jy jou Bybel by jou het, wil jy hom nie oopmaak by 2 Korintiërs nie. 2 Korintiërs. En dis die skrifgedeelte wat ons lekker gaan gebruik in hierdie reeks. En ons gaan vanmôre na 'n bekende storie toe ook gaan. Die storie van die verlore seun. So ons gaan hierdie skrifgedeelte begin en dan gaan ons Lukas 15 toe gaan waar ons die storie van die verlore seun gaan doen. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Hy sê hierdie woorde: aan God, en dankie, is lekker om die Bybelse blaaie te hoor blaai. Julle maak maar bly. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moet gee. En ek weet nie waar jy is vanmôre nie, maar miskien het jy net hierheen gestap en jy het net moed nodig. Dis net moed, as ek net vanmôre moed kan kry. Hy is die een wat sê, ek is die Vader wat vir jou moed wil gee. Hy is die een wat staan in elke moeilikheid, selfs moeilikheid wat jy self verantwoordelik is. Hy is daar, bemoedig hy ons, staan hy by ons. Daarom, omdat ons hierdie incredible ding van God beleef het, daarom kan ons ook ander bemoedig. Of by ander staan, sê 'n ander vertaling, wat in allerlei moeilikheid verkeer. En iewers te kom moeilikheid altyd ons pad langs. Ek wil dit maar net vir jou sê, moeilikheid is deel van die lewe. En partykeer is jy self daarvoor verantwoordelik, partykeer is iemand anders daarvoor verantwoordelik, partykeer is die bose verantwoordelik vir dit. Mens verstaan dit nie altyd nie, en as jy nie nou moeilikheid het nie, hou goeie moed is op pad. Maar Jesus het gesê, dit sal so wees. In hierdie wêreld gaan dit so wees. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Nou, kom ons lees net tot sover. Here, ek bid so dat U ons harte en ons koppe sal oopmaak om te hoor wat U vanmôre sê, Heilige Gees. Ek bid dat hierdie eenvoudige woorde wat ek het, baie kragtig gemaak sal word, werking van die Heilige Gees vanmôre, en dat U koninkryk sal kom en dat U wil sal geskied in Jesus naam. Amen. So, daar's die gelykenis van die verlore seun. Ons het so 3 weke terug lekker om gedoen. En ek wil nou nie weer by al die detail gaan stilstaan, want ons het hom lekker volledig gedoen. Maar daar's 'n paar goed wat ek dink ons nie by uitgekom het nie. Hier is die ding, ek dink ons kan oor die storie van oor die gelykenis van die verlore seun kan ons bitterlik baie lank praat, 'n lang reeks oor hom doen, want daar's soveel diepte. Want Jesus vertel 'n storie. En Jesus wil hê ons moet vergelykings tref. Hy wil hê ons moet parallelle trek. Hy wil hê ons moet kontraste sien. En hy het 3 karakters in hierdie storie. Dit gaan oor 3 groot karakters. Eerstens gaan dit, die hoofkarakter in die storie is die pa. Ons noem hom verhaal van die verlore seun. Ek dink dit moet wees die verhaal van die pa gewees. Dit moes hy genoem geword het in die Bybel, die opskrif. Want dit gaan oor die pa. Hy begin deur te sê, daar was eendag 'n pa gewees, 'n man gewees, 2 seuns gehad het. En dan is die ander 2 karakters is die 2 seuns. Die jonger seun en die ouer seun. En wanneer Jesus hierdie storie vertel, dan is dit asof hy wil sê, luister verder. Moenie net luister na die oppervlak van die storie nie. Luister met gespitste ore. Want as jy gaan luister, gaan jy 'n radikale boodskap hoor. Die storie begin waar die jonger seun vir sy vader sê, gee vir my erfdeel nou. Nou in die kultuur van daardie tyd, jy weet, kom ons veronderstel, Jesus vertel die storie, hy sê, daar was 2 seuns gewees. Nou as dit die waarheid was, in die kultuur van daardie tyd, sal die oudste seun, die eerstgeborene,
sou 2/3 van die grond gekry het, van alles wat daar was. Die grond was die groot bron van besitting gewees, maar hy sou 2/3 gekry het, van alles wat daar was. En die jongste seun sou 1/3 gekry het. En dit sou eers gebeur het slegs na die dood van die pa, wat hierdie in 2/3 en 1/3 verdeel sou word. Om nou al dit alles te eis, is om te sê, kan nie wag eintlik, pa is bietjie ongerieflik dat pa nou nog lewe, ek sou graag nou my geld wil hê, en ons net hierdie stukkie ongemak uit die pad uit kan kry, en kan ek dit nou kry voordat pa doodgaan. En hoor wat sê hy eintlik? Jesus sê, onthou, hy sê, ek kyk na mense om my, en God kyk na mense, die mensdom, en hier's wat God in sy perspektief raak sien. Hy sien dat daar is baie mense wat God se goed wil hê, maar nie God self nie. As God net vir my goed kan doen, as die Vader net vir my 'n paar goed kan doen, hulle wil die goed hê, maar God self nie. Die Vader sê, Jesus vertel die storie, hy sê, hierdie Vader word 'n middel tot 'n doel. Dis wat gebeur hier. En ons sien in die storie hoe die Vader sy besittings verdeel het, en die woord besittings in die Grieks is dit die woord bios. Bios, wat letterlik lewe beteken, dis waar ons die woordjie biologie vandaan kry, bios, hy het sy lewe verdeel. Onthou nou, Jesus vertel die storie met baie meer diepte as net toevallige storie. Hy vertel die storie met baie meer rede. Jy sien, jou rykdom, jou status en alles wat jy gehad het, het in die grootste mate gelê in die grond wat jy besit het. Mense het na jou gekyk, jou status in die gemeenskap was bepaal deur die hoeveelheid grond wat jy besit het, jou identiteit was daardeur bepaal gewees. Nou moet hierdie ou 1/3 van dit gaan verkoop, 1/3 van sy identiteit moet hy prysgee, van sy status moet hy prysgee, en Jesus sê, ek vertel hierdie storie vir julle, want dan gaan binnekort iets gebeur, waar God die Vader sal prys gee, iets wat baie kos, iets wat deel is van sy identiteit. God die Vader self sal status weggee. En ek onthou Filippense 2 vers 6 wat na Jesus verwys, wat sê, alhoewel hy van nature God was, het hy nie aan sy gelykheid met God vasgeklou, asof hy dit vir homself moes hou nie. Jesus vertel hierdie storie. Hy sê, dis waar hy toe goed op pad is, dis waar hy toe beweeg, dis wat God se perspektief is oor die mens. En ons sien hoe dat Jesus hierdie storie vertel, en dan sê hy, en hier is hierdie Vader, verwys dit na sy eie Vader, wat die grootste pyn verduur, dat daar is mense wat hom verwerp. Sy seun, sy jongste seun verwerp hom. Hy werk deur hierdie liefdespanning, hierdie ongelooflike liefde, en ons het gesing, oh, the reckless love of God. Ons het gesing oor dit. Maar ek wonder hoeveel mense reageer regtig met hulle harte ten volle, en hoeveel mense stap uit, en is nice om oor dit te sing. Maar hier is hierdie Vader wat intens lief het, en hy sê, en hier is hierdie een seun wat wegloop, wat sy rug op hom draai, hy gaan verkoos alles wat hy het, hy gee alles uit, hy is nie 'n goeie rentmeester van dit wat die Here hom aan toevertrou het nie, hy gaan spandeer dit op verkeerde maniere, en toe hy sy lewe opgemors het, en hy besig is om varke op te pas, toe kom hy tot sy sinne, en hy besef, ek gaan 'n plan moet maak, en hy het 'n 3-punt plan uitgewerk. Die eerste punt in die 3-punt plan is, ek gaan erken ek was dwaas, kom ons begin daar, ek was stupid. En ek gaan na my vader toe gaan, plan nommer 2, en vir hom sê, ek is nie werd om pa se seun te wees nie. Plan nommer 3, ek gaan vir hom sê, maak vir my 'n huurder. Maak my iemand 'n dagloner. Jy sien 'n huurder, of 'n dagloner, het nie op die plaas self gebly nie. Hulle was ingehuur, soos in die Kaap, as hulle in druiwepark uitkom, dan huur hulle ouens in, om te kom druiwe pluk, en hulle kry ons in, hulle bly nie self op die plaas nie, en hy sê, maak my 'n huurling. Laat ek net inkom, en op so 'n manier kan ek 'n bietjie terugbetaal dit wat ek opgemors het. Ek hoef nie in die huis te wees nie, ek hoef nie in die huis opgeneem, maar maak my net 'n huurling. Maar toe die vader hom sien, het hy hom gehardloop en hom omhels. Sien jy daai
jy compassion, jy sien iemand se nood, en jy raak emosioneel betrokke, soos die vader betrokke raak, en hy hardloop na hierdie seun toe wat na varkryk, en voordat die seun nog sy 3-punt plan kan aanbied, aanvaar die vader hom, druk die vader hom vas. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, ouens, God word nie afgesit deur ons sonde nie. God word nie afgesit deur ons sonde nie. God breek in ons lewe in, hy klim in ons skuld in, en hy klim in ons skaam in, en hy klim in ons seer in, en voordat ek nog my lewe kan uitsorteer, en allerhande verduidelikings kan gee, nog voordat ek kan bely, is God se arms daar om te sê, kom hardloop in my genade in. Kom hardloop in my genade in. En God se begeerte is dat ek en jy sal leef as heel mense. Heel mense begin nie deur harder te probeer nie. Dis nie 'n self-fix program nie. Been around, het 'n paar t-shirts aan. Ek kan vandag vir jou sê, die self-improvement, self-fix programme help nie veel nie. Wat help is om in die genade van 'n Vader in te hardloop en vanuit sy teenwoordigheid toe te laat dat hy my verander. Natuurlik moet ek verander, natuurlik moet ek groei, natuurlik moet daar 'n proses van metanoia wees waar ek my gedagtes begin verruim en verander, maar dis nie waar dit begin nie. Dit begin by genade, dit begin by ontferming. God begin nie met korreksie nie, God begin met aanvaarding. Die Vader sê vir die werkers, bring die beste kleed, sit 'n ring aan sy vinger en slag die vetgemaakte kalf. Hy laat nie die seun toe om sy 3-punt plan aan te bied nie. Hy laat hom nie toe om vir hom te werk nie, want hier is die boodskap wat Jesus wil vertel. Hy sê, al werk jy hoe hard, al doen jy wat, jy sal nooit, ooit in elk geval God se liefde of genade ooit kan verdien nie. Jy sal nooit vir God se genade en liefde kan werk nie. En ek wil vir vandag sê, as jou lewensfilosofie die van verdienste is, jy baie versigtig wees, want dit mag dalk jou na 'n plek toe vat waar jy geen voordeel kan trek uit dit wat Jesus aan die kruis vir my en jou gedoen het nie. En toe die ouer seun die fees hoor, het hy gevra, wat gaan nie aan? Wat is hier aan die gang? Waaroor gaan dit alles hierdie? En hy het gesê, jou jonger broer is terug, en jou vader is so bly en so dankbaar, en hy het gesê, ons moet fees vier, en die vetgemaakte kalfslag, en hierdie ouer broer het woedend geword. En weet jy waarom het hy woedend geword? Want hy het gevoel, sy loyale diens was onbeloon. Sy broer wat alles verkwis het en alles opgemors het en uitgemors het, hy is terug, dit word gevier, maar hy, sy loyale diens, was nooit geëer of gevier nie. Nou Jesus vertel hierdie storie, om vir ons te wys, hoorie, maar eintlik is nie net een seun verlore nie. Beide seuns is verlore. Die jonger seun is verlore deur sy sonde, en die ouer seun is verlore deur sy selfregverdigheid. Albei is verlore. Sy ingesteldheid op verdienste hou hom ver weg van die hart van God. Jesus vertel die storie om te sê, as jou ingesteldheid die van verdienste is, pas op, verdienste bring jou nie by God se hart uit nie. Een is baie, baie goed, en die ander een is baie, baie sleg, maar albei is vervreemd van die Vader se hart. En elkeen wil iets hê van die Vader, wat aan hom behoort, hulle wil iets van hom hê, maar nie die Vader self nie. Jesus vertel die storie, hy sê, en elkeen van hulle gebruik die Vader om iets te kry, of dit nou status is, of dit rykdom is, of dit plesier is, of dit identiteit is, maar die een doen dit deur baie, baie goed te wees, en die ander een doen dit deur baie, baie sleg te wees. Maar hulle is albei verlore. Die slegte een is verlore in sy slegheid. Dis easy. Maar die moeiliker een is, die goeie ene, is verlore in sy goedheid. En wanneer jy sien waarom die goeie een verlore is, besef jy, hy was nie verlore ten spyte van sy goedheid nie. Hierdie ene was verlore as gevolg van sy goedheid.
Hy sê in 'n gedeelte, maar hy antwoord sy pa, kyk, ek het al die jare, werk ek soos 'n slaaf vir pa, en ek het nog nooit pa se opdragte oortree nie. Hy sê, hier is die rede, pa, hier is die rede, hoekom ek nie na die fees toe wil gaan nie. Hier is die rede, hoekom ek nie saam met pa wil gaan nie. Die rede, hoekom ek u verwerp is, ek het u nooit ongehoorsaam nie. Daar was nooit enige sondes wat my weggehou het van u af nie. En hierdie ou kom en dan is hy baie besig om te werk met sy goedheid, met wie hy is. En die probleem is, daar's 'n trotsheid op sy goedheid. Dis nie sy sonde wat hom weghou nie. Dis sy eie geregtigheid wat hom weghou. En ek dink as jy regtig wil verstaan waaroor hierdie storie gaan, moet jy die eerste deel lees. Want die rede waarom Jesus hierdie storie vertel, aan die begin lees ons dat daar was 2 groepe wat na Jesus geluister het. 2 groeperings van mense. Een groepering was tollenaars en sondaars, dis die een groepering. En die ander groepering was fariseërs, skrifgeleerdes. En skielik, nou sê jy, wie die 2 seuns verteenwoordig. Obvious, die sondaars en die tollenaars is jonger broer. Hulle leef soos hulle wil, hulle doen hulle eie ding, hulle het hulle geld verkoos, en dan is daar die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle is die godsdienstige mense, die moreel regverdiges. Hulle is die ouer broer in die storie. En dan kom die ouer broer. Jy weet, kan ek net dit sê, nog elke keer wanneer het gekom het met die moreel regverdiges, die godsdienstige mense van die ouer broers van hierdie wêreld, het ek altyd hierdie ding gesien. Die ouer broer van hierdie wêreld deel mense in 2 groepe op, altyd. Hulle wat in is, hulle wat binne is, die goeie mense, en hulle wat buite is die slegte mense. Ek het oor en oor gesien. Daar's 'n skrywer met die naam van Flannery O'Connor. Ek het vertaans aangehaal. Maar hoor net hierdie sin gaan jou confuse en baie die mekaar maak. Maar hoor net, en ek gaan nou konteks gee van wat hy sê. Hoor net hoe val die tor af en dan tel hy weer op en val hy weer af. Hy sê, daar was 'n donker, naamlose besef in hom, dat die manier om Jesus te vermy, is om sonde te vermy. Donk, val, tel met jou op. Daar was 'n donker, naamlose besef in hom, dat die manier om Jesus te vermy, is om sonde te vermy. Jy sien wat hy sê is, as jy dink ek is goed genoeg, as jy dink ek het mense lief, as jy dink ek bid, as jy dink ek gee my finansiële bydrae, as jy dink ek lees my Bybel en as gevolg van dit moet God my nou seën. Hier's hierdie formule waarmee ek werk en omdat ek so werk moet God nou van sy kant iets doen. Dan moet jy baie versigtig wees. Daar is natuurlik beginsels waarmee ons kan werk van disippelskap. Maar jy moet versigtig wees as jou formule jou vat na 'n plek toe waar jy voel jy begin God te beheer. As jou formule jou altyd soontoe vat, dan is jy nie meer, dan is God Jesus nie meer jou verlosser nie, dan word jy jou verlosser, jou eie verlosser. En die probleem is, dan beheer ons God deur ons gehoorsaamheid. Maar Jesus sê, julle is albei verkeerd. Julle is albei verlore. Hy sê die nederiges, dis Jesus se woorde, die nederiges is binne en die trotses is buite. Die mense wat weet hulle is nie goed genoeg om God se genade, hulle het God se genade nodig, hulle is binne. Die evangelie van Jesus is nie godsdienst of anti-godsdienst nie, dis nie moraliteit of immoraliteit nie, dis nie moralisme of relativisme nie, dis heeltemal anderste. Is nie iets ding wat ek ontdek het, godsdienstige mense gehoorsaam God om dinge te kry, om goed te kry. Maar kinders van God wat vir hom lief is, seuns en dogters van God, gehoorsaam God om God self te kry, om hom lief te hê, om hom te ken, om vreugde te vind en deur hom gevorm te word na sy beeld. Die jonger broer se leefstyl het baie sigbare pyn en gebrokenheid gebring. Dink 'n bietjie daaraan. Ek bedoel, daar was oor die pyn wat dit vir die pa net gebring het. Maar die ouer broer, hy het ook pyn gebring. Die ouer broer, jy sien hier iets van oordeel en van trots en van woede. En Jesus vertel hierdie storie. Die ouer broer is altyd kwaad. Dink God skuld hom altyd iets. Kyk na ander mense met oordeel.
Jesus sê hulle albei, hy's 'n man, 2 seuns, albei is verlore. En as ek kan afsluit met 'n laaste punt vanmôre. Dit beteken die feit dat die jonger broer alles gevat het en opgemors het. Hy het sy derde gevat, alles uitgemors. Die res van wat ook al oorgebly het behoort aan die ouer broer. Dink 'n bietjie mooi daaraan. Uiteindelik het die res van wat oorgebly het, behoort aan die ouer broer. Elke kleed, elke ring, elke vetgemaakte kalf, elke ding het behoort aan die ouer broer. En die jonger broer kon net in die familie opgeneem geword het deur 'n enorme koste, nie vir homself nie, maar vir die ouer broer. En Jesus vertel hierdie storie om te sê, ouens, redding is nie goedkoop nie. Redding, iemand moet daarvoor betaal. En die prys is duur. En die ouer broer moes betaal het op die einde van die dag. En hy was woedend daaroor. En die vraag wat ek vanmôre vra is, waarom sou Jesus so 'n harde, selfs onaangename ouer broer in die storie inbring? En die rede is omdat Jesus vir die godsdienstige mense wat na hom luister, vir hulle wil sê, dit is hoe julle lyk. So julle lyk. Dink net, as die ouer broer 'n ware broer was, het hy gesê, pa, 'n Boeta is nou lank weg. Ek dink ek gaan hom nou soek. En as ek hom kry en hy het alles gemors, en dit kos my iets, gaan dit oukei wees. Ek gaan hom soek. En ek gaan hom terugbring, selfs al kos dit. Maar in hierdie storie wat Jesus vertel, doen hy dit nie. En daarom wys Jesus vir ons in hierdie storie, maar hoorie, ek en jy en elke mens wat op hierdie aarde sy geloop het 'n ouer broer nodig. 'n ware ouer broer. Jesus verwys na homself wat die grootste ouboet sal word. Die eerste ouboet van ons almal. Hy sê ons het 'n ouer broer nodig. 'n Ouer broer wat sal kom van die hemel na die aarde toe. En hy sal kom nie teen die koste van sy geld nie, maar teen die koste van sy lewe. 2 Korintiërs 8 vers 9. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, al was hy ryk, hy het arm geword ter wille van julle, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En daardie dag, daardie verskriklike Vrydag, ons praat vandag as Goeie Vrydag, maar daai vreeslike Vrydag was elke sonde van die wêreld. Jou sonde, my sonde, elke verkeerde gedagte, elke siekte, elke krankheid, alles wat verkeerd is, alles wat nie van God af is nie, elke liewe ding was op die liggaam van Jesus gewees. Elke ding. Hulle spot en sê, kom af van die kruis en ons sal in jou glo. Ek weet nie of jy sê, dit was nie die spykers wat Jesus aan die kruis gehou het nie. Dit was sy liefde vir my en vir jou, wat hom aan die kruis gehou het. En in daardie oomblikke, toe het begin donker word, net voordat Jesus, net nadat Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En daardie oomblik het hy die prys ten volle betaal, sodat ek en jy in die huis ingebring kan word, in die familie ingebring kan word. En ons kan dit nie verdien nie, ons kan nie daarvoor werk nie, dis gratis, dis genade, is verniet. Die interessante deel is die enigste keer in die Bybel waar Jesus sê, hy praat van my God en nie my Vader nie. My God, en die vraag is, waarom sê hy, my God in daardie oomblikke, want in daardie oomblikke toe Jesus aan die kruis hang, net voor het duister sou word oor die hele aarde, het God vir die eerste keer, God die Vader, vir Jesus nie as 'n seun hanteer nie. My God, en hy het hom nie
as 'n seun hanteer nie, sodat ek en jy vandag seuns en dogters kan wees. Want ons sonde was op hom. Ons ongeregtigheid was op hom. Hy het vir ons gesterf, hy het vir ons die prys betaal teen die koste van sy lewe. Wanneer ek en jy dit sien, dan verander ons motivering heeltemal. Dan leef jy nie meer uit skuld nie, jy leef nie uit vrees nie, jy leef nie uit selfregverdiging nie. As iets gebeur, daar's liefde, compassion wat jou hart vul. Hoe kan dit dan anders? Hierdie een wat soveel compassion vir jou gehad het. En iets gebeur. Iets gebeur. Hy verander my lewe. Onverdiend. En nou word ek wie hy is. Soos hy is. Leef ek met compassion. Leef ek met liefde. So mag ons vandag met oop arms liefde ontvang. Onverdiend. Mag ons verlustig in sy compassion. Maar mag jy in hierdie volgende 3 weke ook agterkom, hoorie, maar hierdie groei ook in jou hart. Jy wil wees soos wat hy is, en jy wil gee wat so verniet aan jou gegee is. True compassion begins when we stop trying to fix ourselves and instead receive God's love, even in our own brokenness. Kom ons staan, sing ons saam.